Ons tema vanmôre is jou mond en jou geloof. En ons gaan saam lees uit Romeine 10, so julle kan gerus so lank daarin blaai. Romeine hoofstuk 10. Petrus het op 'n stadium by 'n verlamde man gekom. Hy en Johannes was daar by die tempel gewees en hulle kry hierdie verlamde man wat daar elke dag lê en bedel en hy vra weer vir hulle geld en Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. En toe staan hy op en hy loop. Wat 'n wonderlike gebeurtenis in sy lewe. Maar toe kom die volkse leiers, die skrifgeleerdes en die priesters en so, en hulle is baie ontsteld, want Petrus hulle gebruik toe die geleentheid om vir die mense verder van Jesus te leer daar by die tempel. En hulle is ontsteld, want hulle is die ouens wat vir Jesus laat doodmaak het. En nou verkondig hierdie ouens, Jesus het opgestaan uit die dood. En hy is die Messias. En hulle is baie ontstel daaroor, soveel so dat hulle vir Petrus en Johannes gevange neem. En hulle hou hulle in die tronk deur die nag, en die volgende dag verskyn hulle as ware voor 'n volkshof, waar die priesterhoofde, familiehoofde en die skrifgeleerdes almal bymekaar is. En hulle word nou daar verhoor oor dit wat hulle gedoen het en gesê het. En dan wil ek nou saam met julle lees, wat is die getuienis van Petrus daar voor die ouens? Hy sê daar in Handelinge 4, julle almal en die hele volk Israel moet weet, dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Hierdie ouens staan op en vorige keer het Petrus toe hy daar was waar Jesus gevange geneem is, en hulle in die nag daar om die vuur gestaan het hy vir Jesus 3 keer verloon deur te sê ek ken hom nie. Want hy was bang, hulle gaan hom ook saam met Jesus gevange neem. En nou skielik staan hy op en hy praat. En hy getuig. En soveel so dat die ouens daar staan, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. En vriende, daar was 2 goed wat 'n groot verskil gemaak het. Die eerste ding was die Heilige Gees. Hulle het die Heilige Gees ontvang, wat vir hulle versterk het en bemoedig het om te praat. En die tweede ding was, daar was in hulle harte 'n diep oortuiging, 'n vaste sekerheid, dat dit wat hulle hier sê, die waarheid is. En daarom kon hulle dit met vrymoedigheid sê. En dit bring ons by ons teksgedeelte daar in Romeine hoofstuk 10. Ons lees daar van die eerste versie af. Paulus praat nou hier en sê, broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk, is dat hulle gered word. Hy praat nou van die Israeliete, né? Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. So hy sê hier, elkeen wat glo, dit praat oor daai diep hartsoortuiging, daai vaste sekerheid. En dan so bietjie verder aan skryf hy sê van die vryspraak deur die geloof in vers 6, sê hy, moet nie by jouself sê,
wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring. Of, wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Ons lees tot daar. Ek wil net 3 gedagtes uit hierdie gedeelte met julle deel. En die eerste ene is, God bring die verlossing tot by ons. Ons hoef nie op te klim na die hemel nie, ons hoef nie af te daal na die doderyk nie. Nee, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit beteken, ons hoef nie na die hemel toe te probeer gaan om redding te kry nie. God stuur vir Jesus aarde toe om die redding tot hier by ons te bring. Ons hoef nie in die doderyk te gaan soek na 'n verlosser nie. Jesus het opgestaan uit die dood en vir ons die lewe gebring. En daarom is die woord naby jou. Die verlossing is naby ons. Dit is nie vir ons moeilik om dit in die hande te kry nie. Ons hoef dit nie ver te gaan soek nie. Nee, elke keer wanneer jy Bybel lees, elke keer wanneer jy 'n boodskap uit die woord hoor, elke keer wanneer iemand van Jesus getuig, dan bring God eintlik die redding tot hier by jou. Hy stel dit hier tot jou beskikking, net hier waar jy is. En daarom hoef ons nie ver te gaan soek nie. God bring die verlossing tot by ons, want hy wil hê dat elkeen tot inkeer moet kom en gered word. Ek en jy, maar ook elke ander mens op hierdie aarde. Dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte is die diep oortuiging in ons hart. Ons lees mos nou hierdie 2 gedeeltjies wat sê, as jy met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En die tweede een in vers 10, met die hart glo ons en ons word vrygespreek. God bring hierdie redding so naby ons deur sy woord, deur mense wat met ons praat, deur die oortuigingswerk van die Heilige Gees, want hy wil in elkeen van ons hart hierdie vaste sekerheid bring. Hy wil hê ons met hierdie diep oortuiging hê dat Jesus waarlik die redder is. Dat hy nie net die redder is nie, maar dat hy ook gekom het om my en jou te red. God wil hê dat jy in jou hart 'n vaste oortuiging moet hê, as jy vir Jesus aangeneem het, dat Jesus het alles gedoen wat nodig is om my te red. Daardie diep oortuiging in ons hart is vir God so belangrik. Daai diep oortuiging is eintlik soos 'n fondament in ons lewe, wat al die res bepaal. As ek dit glo, dan verander dit soveel dinge in my lewe. Dan vat dit vrees weg. Dan vat dit die oordeel weg. Dan bring dit my wat ver van God af was, tot hier by God. Dan maak dit my en jou God se seun, God se dogter. En dit verander die hele lewe. Daarom is hierdie diep oortuiging vir God so belangrik. Saam met dit wil ek sê, ons het nou gelees oor hoe Israel nie God se plan vir redding wou aanvaar nie. Hulle wou nog steeds deur die wet by God uitkom. Maar tot op daai stadium, die duisende jare vandat God die wet gegee het, totdat Jesus gekom het, het nie een mens dit reg gekry nie. Maar hulle wil nog steeds probeer. Terwyl God sê, nee,
ek stuur nou vir julle 'n redder. Jesus sal dit alles namens julle nakom, en elkeen wat hom ontvang, ontvang my redding. Wat 'n troos en wat 'n vrede kan ons hê, as ons dit glo. Dis die diep oortuiging van ons hart, en dan as die hart oortuig is, loop die mond oor. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, sal jy gered word. Met die mond bely ons, en ons word gered. Ek wil net vinnig teruggaan na hierdie vorige, ekskuus nou het ek verkeerde knoppie gedruk, na die vorige skyfie daarso wat hy sê, met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Daai woordjie vrygespreek is letterlik geregverdig. Dit beteken dat God na jou kyk en hy sê, goed genoeg. Dis 'n volkome herstel met in die verhouding met God. Dis wat God vir ons wil gee. En dan as ons nou kom by ons mond, nou druk ek al en hou dit verkeerd, met die mond bely ons en ons word gered. En met die mond bely ons en ons word gered. Ouens, as ons harte so oortuig is dat Jesus die Here is, dat hy die verlosser is, maar nie net die verlosser daar ver vir ander mense nie, nee, dat hy my verlosser is, dan begin my mond daarvan oorloop. Dan kan ek nie daaroor stil bly nie. Dan wil ek vir ander mense vertel van hom. Dan wil ek vir ander mense ook hierdie troos en hoop bring, wat ek gekry het. Dis asof daai hartsoortuiging vorm die fondament. Dis 'n fondasie wat gelê word in ons hart en ons lewe. En dan, wanneer ek dit begin bely met my mond, dan is dit asof ek nou bou op daai fondament. Want, wanneer ek begin bely, dat ek in Jesus Christus glo, dat hy my Here is, dan maak ek my los van seker goed op hierdie aarde, om my te identifiseer met Jesus. En as ek dit bely, dan sê ek het 'n sekere pad gekies, ek loop die pad saam met Jesus, hierdie ander paaie is nie vir my nie. Wanneer ek met my mond begin bely, dit wat my hart glo, dan bring dit 'n dieper commitment in my geestelike lewe. Dan kies ek en sê ek vir almal, ek het gekies om hierdie pad saam met die Here te loop. En daarom, vanmôre gee ons nou vir ons jong mense kans om belydenis van geloof af te lê, om met hulle mond te getuig wat hulle glo. En ons almal kry sulke getuie of geleenthede om te getuig wat ons glo. Maar vriende, dis maklik vanmôre hier, ek hoop is vir julle maklik, ek dink party van julle so 'n bietjie senuweeagtig, maar dis eintlik maklik want dis vriendelike mense. Dis mense wat glo soos julle glo. En is wonderlik om dit voor hulle te kan getuig. Maar ons oefen eintlik nou hier om dit ook daar buite te kan gaan doen waar dit nie altyd so vriendelik is nie. Waar daar partykeer mense is wat nie in God glo nie, wat dalk in 'n ander God glo, of sê ek glo nie daar is 'n God nie. En dan is dit nie altyd so maklik om van Jesus te getuig nie. Maar ouens, as jou hart oortuig is, as jy in jou hart daai vaste sekerheid, daai diep oortuiging het van Jesus is die Here en hy is ook my verlosser, dan gee dit jou die vrymoedigheid soos Petrus hulle, om te getuig selfs waar die mense vyandig is. En dit het die vermoë om ander mense ook by die Here uit te bring, want die Here gebruik ons as sy getuies, en ons getuig met ons mond. Maar, saam met dit, bring dit vir die Here eer. Daar staan mos geskrywe, eendag wanneer Jesus weer kom op die wolke, sal elke knie buig, en elke tong sal bely, hy is die Here. Tot God se eer. En ons het die voorreg om dit nou al te kan doen. Mag jy so 'n kind van die Here wees,
wat so diep in jou hart oortuig is, dat jy nie sal skroom om te getuig nie, maar dat jy met vrymoedigheid sal getuig, oral waar jy gaan, of dit nou in 'n vriendelike omgewing is, of in 'n vyandige omgewing. En dit nie net vir hulle nie, maar vir elkeen van ons. Vader, baie dankie dat U vir ons die redding tot hier by ons gebring het. Deurdat U vir ons die redder gestuur het, tot hier by ons. En Here Jesus, dankie dat ons nie hoef op te klim hemel toe om U daar te gaan soek nie, of in die doderyk nie. Nee, U het afgedaal uit die hemel om die redding tot hier by ons te bring. U het die dood oorwin en vir ons lewe gebring. En wanneer ons U woord lees, wanneer ons die getuienis van medegelowiges hoor, wanneer die Gees in ons hart praat, dan bring dit die redding tot hier by ons. En die oomblik wat ons harte daarvoor oopmaak, dan kom dit in ons harte tuis. En Heilige Gees, ons bid dat U ons sal help, dat hierdie oortuiging van wie Jesus is, van wie God is, en hoe ons met hom die verhouding kan herstel deur Jesus, dat daai vaste wete so diep in ons harte geplant sal wees, dat dit nooit weer omver gegooi sal word nie, dat ons nooit weer daaraan sal twyfel nie. En saam met dit, dat daai diep oortuiging ons monde sal laat oopgaan, om te praat, om te getuig van die Here in wie ons glo. Dankie vir hierdie geleentheid, Here, waar ons jong mense nou belydenis van geloof kan aflê. Dis vir ons baie kosbaar. En ons het met elkeen van hulle gepraat, Here, en elkeen van hulle het gesê, ons glo dit. En elkeen het ook gesê, ons wil dit bely. En daarom gee ons vanmôre vir hulle hierdie geleentheid. Word U asseblief verheerlik. Amen.